Geliefde in die Here Jesus, het jy geweet, daar is dalk goggas in jou gedagtes, wat jou vreugde en vrede steel. Nou Paulus vertel vir ons baie duidelik, hoe ek en jy die vrede van God kan ervaar. 'n Onbeskryflike vrede, wat juis ons gedagtes bewaar. Dis baie belangrik dat hy spesifiek die gedagtes noem. Kom ons luister net weer, Paulus sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. En nou as Paulus verder skryf, los hy nou nie die kwessie van gedagtes nie. Hy sluit hierby aan, as ons verder lees in vers 8. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien. Ja, watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Nou, hoe pas dit alles by mekaar? Jy sien, Paulus het gesê, as jy jou hart voor God uitstort in gebed en met danksegging, sal God se vrede jou hart en gedagtes bewaar. Ja, God gee sy vrede soort van as 'n beskutting en 'n beskerming vir jou gemoed en denke. Maar nou, hier in vers 8, beklemtoon Paulus ons eie verantwoordelikheid om hierdie vrede in stand te hou. Nou, dis deurgaans die patroon in die Filippense brief en trouwens in die hele Nuwe Testament, dat God werk, hy doen die werk, hy doen die redding, maar ons is nooit passief nie. So Paulus gee nou hier weer 'n opdrag. Hy sê, bedink die regte dinge, vul jou gedagtes met die goeie, fokus en rig jou gedagtes op die dinge wat hy hier noem in vers 8. Nou die Griekse woord wat hy hier gebruik, wat vertaal word met gedagtes rig, is logizeste. Dis meer as net dink daaraan. Dit beteken oorweeg voortdurend. Mens kan seker sê, herkou dit, bereken dit, laat jou denke daardeur gevorm word. Jy sien, dis 'n geestelike oefening van jou denke. Dis 'n stuk voortdurende selfdissipline om jou gedagtes in die regte rigting te fokus. Nou, Paulus gee hier 'n baie spesifieke lys, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, en watter prysenswaardige ding ook al is, daarop moet ons fokus. Wat bedoel hy hiermee? Nou, dit is belangrik dat ons sal besef, dis nie sommer net lukrake of losstaande dinge nie. Hierdie dinge, as mens mooi daaroor dink, is mos nou alles deel van Jesus se karakter en gesindheid. En Paulus sê dis hier op 'n manier, dink aan alles waarin Christus of waardeur Christus sy heerlikheid weerspieël word. Dink aan Jesus en wat pas by Jesus. Vra 'n bietjie vir jouself. Hierdie dinge waarop ek fokus, die dinge wat my denke en gedagtes oorheers, ja, selfs my diepste motiewe, hoort dit by die karakter en die gesindheid en die persoon van die Here Jesus, spesifiek sy gesindheid
van nederigheid en selfoorgawe en gehoorsaamheid waarvan ons so duidelik in hoofstuk 2 lees. En weet jy, as ek en jy eerlik hieroor gaan wees, dink ek, gaan ons met 'n skok ontdek, dat baie van die gedagtes wat ons vertroetel, die gedagtes wat hier nes gemaak het in ons koppe, direk indruis teen Jesus se persoon en lering. Dit pas nie by Jesus nie. Jesus hou nie daarvan nie. Dink maar 'n bietjie aan daardie afguns en jaloesie wat ons so maklik vertroetel. Daardie hoogmoed en spoggery. Daardie gierigheid en hebsug van ek wil net meer hê en ek moet net meer kry. Daardie selfsugtige en ook daardie wellustige onrein gedagtes. Dis nie in lyn met wat Paulus hier noem nie. Dis nie rein en eerbaar en reg nie. Ja, die dinge wat ek en jy dink is dikwels presies die teenoorgestelde van die dinge wat Paulus sê ons moet bedink. Dis dinge wat nie pas by ons Here Jesus nie. En dis juis hierdie goggas van verkeerde gedagtes wat jou vrede en vreugde in God vernietig. Ja, dis hierdie gedagtes wat jou onrustig, ontevrede en ongelukkig maak. Ag, geliefde in die Here Jesus, mag ek en jy maar net weer besef hoe kardinaal belangrik, hoe deurslaggewend ons gedagtes is. Nou, dis eintlik 'n deurlopende tema in die Filippense brief. Paulus het reeds verwys na mense wat aardse dinge bedink, aardse gedagtes vertroetel daar in hoofstuk 3 vers 19 waar hy praat van hierdie mense en hy sê hulle einde is die verderf. Die maag is hulle god, met ander woorde sinnelike genot. Hulle eer is geleë in hulle skande. Hulle spog eintlik oor die verkeerde dinge. Hulle wat aardse dinge bedink. En dis juis die gedagtes wat fokus op selfsug, eie eer, eie belang. En dit sluit aan by die selfsug en die ydelheid waarteen Paulus reeds in hoofstuk 2, vers 2 en 3 gewaarsku het. Hy moedig die Filippense aan en hy sê, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, een in liefde, een van gees, een in denke, en dan, deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie. Miskien sal jy onthou, daardie woord ydelheid, die woord kenodoxia, dis daardie gesindheid van selfbelangrikheid, van selfhandhawing, die gesindheid wat Sneeuwwitjie sy stiefma aangelei het, toe sy altyd net wou hoor by die spieeltjie, dat sy nou die mooiste in die land is. Paulus moedig ons aan tot spesifieke gedagtes. Ja, alles wat waar, alles wat eerbaar is, ensovoorts. En dis baie belangrik. Laat ons dit maar weer sê, dis nie bloot net lukrake positiewe denke nie. Nee, dis gekoppel aan die persoon van Jesus. Dis Christus gelykvormige denke. Dit gaan hier oor gedagtes, ja, en selfs ons diepste motiewe, wat pas by Jesus en in lyn is met sy heilige gesindheid en sy opregte, onselfsugtige liefde. Die liefde wat hy daar aan die kruis vir my en jou bewys het. Nou, dis die harde
eerlike waarheid, dat ons ongelukkig, daagliks, ons denke, ons gedagtes voed met, kom ons noem dit maar, bose dinge, wat nie by Jesus pas nie. En daarom moet ons pas op en versigtig wees. Pas op vir die media, spesifiek ook die sosiale media, wat ons gedagtes voed met siniese of skeptiese of wanhoopige denke, wat ons vul met goedkoop sensasie. Daar moet net altyd een of ander iets vreeslik gebeur en dan wil almal dit kyk of sien. Ons moet pas op vir die media wat ons onrein en vuil vermaak voer. Hierdie entertainment. Dink maar net bietjie oor die vermaaklikheidsbedryf. Die liedjies en die flieks. Hoeveel van hulle is daar nog wat nie seksuele losbandigheid of wreedheid of onreinheid of gierigheid propageer nie? Jy weet mos wat is op jou selfoon te sien. En tog, Christene kyk en luister na hierdie goed. En dan wonder ons, waarom is ons so onrustig en ontevrede en vol vrese en angs en bekommernisse? En waarom word ons gebede nie verhoor nie? Kom ons wees versigtig. Kom ons bely ons skuld voor die Here. Ja, pas op ook vir toksiese gedagtes van selfbejammering en wraakgierigheid. Ja, eintlik moet ons alle blootstelling vermy aan gedagtes en denke wat die heerlikheid van God verdof of wil wegsteek. Of dinge wat ons aandag van God se heerlikheid en ewige liefde wil aftrek. Dink 'n bietjie mooi. Wat leef in jou gedagtes? Waaraan dink jy gedurig? Broei jou gedagtes oor rykdom en roem? Of is jy gefokus op die liefde en die genade en die heerlikheid van God, soos dit geopenbaar is in ons Here Jesus? Jy sal miskien onthou, daar is so 'n ou kinderliedjie, pas op kleine oogies wat jy sien, pas op kleine oortjies wat jy hoor. Weet julle, daar's groot waarheid in. En ons almal, ook groot mense, moet dit maar weer opnuut ernstig opneem. Waarmee voed jy jou gedagtes? Ons almal weet, as jy ongesonde kos eet, gaan jy uiteindelik 'n ongesonde liggaam hê. Nou, as ek myself voed met ongesonde gedagtes, goddelose gedagtes, wel, dan gaan ek geestelik siek en ellendig en goddeloos word, sonder die vrede en die vreugde van die Here Jesus. Maar kom ons stel dit positief. Ek en jy is gemaak om die heerlikheid van God te bewonder. En dit is met God se heerlikheid, soos ons dit sien in Jesus, waarmee ek en jy ons gedagtes moet besig hou. Kom ons raak prakties. John Piper gee onder andere praktiese raad hoe ons as Christene ons gedagtes met die regte dinge kan vul. Seker eerstens, lees die skrif gereeld, stadig, nadenkend. Laat dit deel word van jou. Nie net vinnige teksie in die aand voor jy in die bed val nie. Maak tyd om kern Bybelverse te memoriseer, want dit voed jou gedurig. En ja, bly so ver moontlik weg van dinge wat jou hart ongevoelig maak.
vir God se wil. Vul jou denke doelbewus met Christus se heerlikheid. Deel ook die heerlikheid van die Here Jesus met jou broers en jou susters. Vra jou gereeld self af, is hierdie gedagte wat ek nou het tot God se eer? Help hierdie gedagtes my om God meer lief te hê? Ja, geliefdes, laat ons die goggas van verkeerde gedagtes uitroei en positief ons gedagtes vul met die Here Jesus. Filippense 4 vers 8 is daarom eintlik 'n stuk daaglikse selfdissipline waaraan ek doelbewus en hard moet werk, net soos aan 'n oefenprogram in die gimnasium. Kom ons vat dit saam. Ja, ons gedagtes is uiters belangrik, onmisbaar belangrik. Ons gedagtes gaan uiteindelik nie net ons vrede en vreugde bepaal nie, maar ook wat ons doen en hoe ons leef. En dis wat Paulus nou eintlik hier sê in vers 9. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen. En dan weer eens die heerlike belofte, en die God van vrede sal met julle wees. So wat sê Paulus hier? Hy sê, as jou gedagtes nou reg is en gerig is op hierdie positiewe dinge, maak soos ek maak. Nou, miskien klink dit vir ons dalk 'n bietjie verwaand en hoogmoedig, maar ons moet dit nou net in die regte konteks verstaan. Die sleutel lê eintlik in die woordjie ontvang. Dis die Griekse woord paralabete hierso, wat 'n term was, 'n tegniese term was vir die oordrag van die Christelike tradisie, die Christelike evangelie. Onthou net, op hierdie tydstip, toe Paulus nou hier geskryf het, was daar nog nie 'n volledige Nuwe Testament met die volledige evangelies ensovoorts nie. Die evangelie is op hierdie stadium deur die woorde en die leefstyl van die apostels, soos Paulus, oorgedra. En daarom kan Paulus sê, kyk na my en maak soos ek. En julle sal verstaan, ook in hierdie situasie is dit spesifiek ook 'n bemoediging vir die gemeentelede van Filippi te midde van hulle bekommernisse en moeilike omstandighede. Paulus sê vir hulle, kyk na my, kyk hoe hanteer ek die onregverdige gevangenskap. Kyk na my, wat steeds in die tronk vol blydskap is. Leer soos ek geleer het om my bekommernisse voor God in gebed en smeking te bring met danksegging. Ja, kyk, sien, dis nie net teorie nie. Ek self, deur die genade natuurlik van die Here alleen, maar omdat ek my gedagtes met Christus gevul het, beleef ek in die tronk vrede en vreugde. Ja, al is dit swaar. Maar die geheim is, my gedagtes is gevul met goeie dinge, met die heerlikheid van Christus en nie met die negatiewe omstandighede wat ek rondom my sien nie. Julle in Filippi, ja, geliefdes, maar ook ek en jy, julle moet julle gedagtes dissiplineer. Laat God toe om julle gedagtes te vernuwe. Fokus op die Here Jesus en sy heerlikheid. En dan sal julle ook prakties soos Jesus kan leef, ondanks swaar kry en moeilikheid. En dis die boodskap van die Nuwe Testament, en Paulus beklemtoon dit ook, en daarmee sluit ek af, in Romeine 12 vers 2, as hy sê, julle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie. So moenie soos die wêreld wees nie. Moenie hierdie aardse gesindheid hê nie. Maar verander word, en luister mooi,
deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en die aanneemlike en volmaakte wil van God is. Ja, as ons gedagtes reg is, gefokus op die Here Jesus, sal ons ook die regte dinge doen en die vrede van God ervaar in ons lewens. Amen.